Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil hierdie week bietjie gesels oor 'n ander onderwerp en vir 'n baie goeie rede, want dis die onderwerp wat ek hierdie komende Sondag oor wil gesels by die amptelike launch van ons kerk vanuit ons nuwe perseel. Nou voor ek dan by my onderwerp kom, wil ek net bietjie getuig oor hoe ons gekom het waar ons nou is. Vir die wat nie weet nie, die plaas waarop ek en Ina gewerk het as bestuurders is verlede jaar verkoop. Die Here het die aand wat ons gehoor het dat die plaas verkoop gaan word, daardie aand vir ons Eksodus 23 vers 20 gegee om te staan en aan vas te hou. Hy lees so: Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. En op grond van hierdie woord het ons al ons besluite geneem. Alhoewel ek talle werkaanbiedings gekry het vanuit die wildbedryf, het ons vasgehou aan God se roeping op ons lewe na voltydse bediening en het ons Desember wortels opgetrek uit die wild- en jagbedryf en sak en pak Kempton toegetrek, waar ons gevoel het die Here wil hê ons moet vir hom 'n kerk begin. Ons het in Januarie vanuit ons sitkamer begin kerk hou met 'n handjievol getroue vriende. Ek wou natuurlik onmiddellik die plek gehad het wat die Here deur sy woord vir ons beloof het, maar dit was nie sy plan nie, en ek is so dankbaar hy weet van beter. Een van die dinge van die nuwe kerk wat die Here met my gedeel het, is dat dit in Engels moet wees, want die kerk moet oop en beskikbaar wees vir almal. Ek het so bietjie soos Moses hierteen geprotesteer en die Here gevra of hy al my Engels gehoor het. Dis maar baie gebrekkig, en is eintlik maar meer vir selfverdediging as enigiets anders. Maar hy is so awesome, en hy het my duidelik geantwoord dat die sukses van die kerk nie gaan wees omdat ek so vlot of so vrot in Engels is nie, maar omdat sy salwing op my bediening is. Dit het al die verskil vir my gemaak. En so begin ons in ons sitkamer, en ek preek in Engels aan my klompie Afrikaanse vriende, en die Here leer ons en berei ons voor vir groter dinge. Intussen het ons by 2 plekke aansoek gedoen om hulle fasiliteit te huur, want daar was elke keer iets wat nie wou uitwerk nie. In Mei maand vra ons 'n AGS kerk wat hier naby ons is, AGS Bethsaida, of ons hulle gebou kan huur om op 'n Sondagmiddag ons dienste daar te hou. 'n Proses wat normaalweg maande vat. Ek weet teen hierdie tyd, want ek was nou al 2 keer daardeur, word ons aansoek binne 'n paar dae goedgekeur en kon ons vanaf die 1 Junie daar begin bymekaar kom. En hier is nog 'n massiewe getuienis. Op daai eerste Sondag kom die kerk se sangleier na my toe en vra of ons al 'n praise and worship span het. Ek antwoord toe nee, ons doen nou maar screen worship op die oomblik. Jy weet, ons sing saam met video's wat ons van YouTube aflaai en ons wag tot die Here vir ons iemand stuur. Wel, sy sê toe dat die Here op haar hart gelê het dat sy moet aanbied om dit vir ons te doen. En die grootheid hiervan is vir my moeilik om in woorde te beskryf. Want nie net is hierdie vrou baie ernstig oor haar verhouding met God nie, maar sy is ook onbeskryflik talentvol as 'n sanger en 'n keyboardspeler. En haar man is 'n verskriklike goeie drumspeler. En die span se basgitaarspeler stem later ook in om uit te help. En hier staan ons, met 'n spiksplinter nuwe gemeente, en ons het 'n praise and worship span wat jou asem wegslaan. So terwyl ek nou hieroor gesels, wil ek jou nou sommer uitnooi na ons amptelike launch eerskomende Sondag 22 Junie om 4:00 die middag. As jy dalk eens die boodskap luister na die 22ste, sal dit steeds vir ons 'n groot voorreg wees om jou enige Sondag daarna te ontvang. Vir die nabye toekoms tot die Here ons roep tot iets anders toe, sal dit elke Sondagmiddag wees by 390 Parkland Rylaan in Ester Park, Kempton Park. Maar as jy die adres vergeet, kan jy net In Jesus Ministry intik op jou Google Maps. Onthou maar net, In Jesus is een woord. Nou, hoekom praat ek oor al hierdie goed met jou? Waar staan die boodskap vir vandag? Is daar ooit 'n boodskap vandag? Ek wil jou los met hierdie eenvoudige, tog kragtige boodskap. Ons God, die skepper van hemel en aarde, is 'n goeie God. En hy wil ook vir jou goed wees. Hoe weet ek dit? Want hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. As hy hierdie vir my kan doen, dink net wat kan en wil hy nie alles vir jou doen nie. Vir die wat my persoonlik ken, sal vir jou sê dat ek niemand spesiaal of besonders is nie. Glad nie.
En ek is nie besig om te skimp vir komplimente nie. Ek bedoel dit. Ek is 'n doodgewone ou. Ek was tot verlede jaar 'n plaasbestuurder wat buffels opgepas het vir lewe. Daar's niks besonders aan my nie. Maar my pa, nou daar's 'n totale ander storie. My pa is onbeskryflik besonders. En my oudste broer Jesus, ek het nie woorde om hom uit te druk nie. En as hulle vir my, die eenvoudigste van julle almal, so goed kan wees, hoeveel te meer wil hulle dit nie vir jou wees nie. Ek wil jou vandag aanmoedig, nie ophou droom nie. Moenie ophou glo nie. Ek is 52 en ek het weggestap van 'n bekende, standvastige lewe op die wildsplaas na die droom wat die Here op my hart gelê het in 2016 al. En ek sê weer, ek is niemand besonders nie. Ek is net in Jesus. En hy maak al die verskil in my lewe. Dis eenvoudig hoe goed hy is. Wat 'n droom het God in jou hart gelê? Is jy bereid om hom te glo en te vertrou om daardie drome waarheid te maak? Is jy bereid om te glo en te vertrou dat hy so goed is en dat hy so goed vir jou wil wees? As hy dit vir my kan doen, kan en wil hy dit ook vir jou doen. En wat moet jy doen? Baie minder as wat jy gedink het. Sê net ja. Wat vir God die lekkerste is wanneer ons rus in sy voorsiening. Wanneer hy alles doen en ons net ontvang. Sê net ja. Here, dankie dat U 'n God is van drome. Want U sê in U woord, U weet wat U oor ons droom. U ken U gedagtes oor ons en dis gedagtes en drome vir 'n hoopvolle toekoms. Here, as daar iemand is vandag wat na hierdie boodskap luister en wat weet dat hulle weet, U het 'n droom in hulle hart geplaas, maar hulle kan nie sien hoe gaan dit gebeur nie, hulle kan nie uitfigure hoe gaan U hierdie ding doen nie. Help hulle om te rus in U voorsiening en om net te sê ja. Ja, Here. Ek kan dit nie alleen doen nie, maar saam met U sê ek ja. Dankie Vader, U is so goed en U sal so goed vir hulle wees. In Jesus naam. Amen. Geliefde, hou net altyd jou oog op Jesus en bly met jou neus in sy woord. Shalom.